In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God. En hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van die sondes bewerk het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, en ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees. En wanneer God die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die Seun sê hy, die troon, o God, staan vir ewig vas. Met 'n koninklike scepter het u reg geskied. U het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God u onder groot vreugde tot koning gesalf bo u tydgenote. En verder, u Here het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles versluit. Soos klere sal dit oprol. Ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word. Maar u bly dieselfde. En u jare het geen einde nie. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie. Amen. Geseënd is elkeen wat hierdie heerlike woord van God hoor en aanneem. Die tema vanmôre is bietjie uitgebreid, ek sal dit afkort. God praat op 'n totaal unieke wyse deur Jesus. Dis onvergelyklik en buitengewoon wonderlik. Dis onvergelyklik en buitengewoon
wonderlik. As mens die boek Hebreërs oopmaak, dan word jy gekonfronteer met 'n lofsang. God het op baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete. En nou in vers 2 slaan hy oor na heeltemal die ander kant toe en hy sê, nou, in die laaste dae, ons word ingesluit by die laaste dae. Hy het met ons gepraat deur die Seun. Dan vers 3 beskryf hy die Seun. Hebreërs is een van die jongste boeke in die Bybel. Daarmee bedoel ek, dit is een van die boeke wat die laaste geskryf is. Om en by die jaar 100 na Christus, om en by. En hulle weet nie mooi vir wie hierdie man geskryf het nie, want dit kan nie Hebreërs wees nie, dit kan nie Jode wees nie, want die Grieks van Hebreërs is die beste Grieks in die Bybel. Die Jode sou dit nie verstaan het nie. Of dit moet geleerdes wees. So dit was 'n deurmekaar groep mense, geleerde Jode en groep ander mense, Christene. En die skrywer wou verduidelik waar die genade van God vandaan kom. Want hy het alles wat hy kon gegryp en verduidelik. En hy het ver in die verlede begin. Hy sê letterlik, God het baie keer met mense gepraat. En ver met die voorvaders, deur die profete. Ek kan maar dink aan die voorvaders, as jy in die Ou Testament dink, begin by Abraham, Isak en Jakob en deur die profete. Begin by al die profete wat jy kan dink, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia en al die snaakse name wat jy kan onthou, tot by Habakuk, in Hebreëus is Habakuk Gambakuku, en as student het ons so gespot met hierdie naam, want dit het so lekker gesê, as jy dit vir mekaar kan sê, maar al hierdie profete het God met die volk mee gepraat, dat hulle tog sy stem moet luister. En Hebreërs gebruik psalms, Psalm 110, die Messiaanse psalm, om te verduidelik waaroor gaan dit oor Christus. En as hy klaar is om so half terug te verwys na die Ou Testament toe, dan kom hy na die nuwe tyd toe. En hy beskryf die nuwe tyd as die laaste dae, die hoogtepunt. Nou kom praat God oor sy seun. Sy seun. En deur sy seun het hy geskep en geherskep. En hy het hom erfgenaam gemaak. Die agtergrond is so 'n bietjie verby, sê die skrywer, maar nou moet ons praat oor die seun. En nou, terwyl ons praat oor die seun, moet ons net een saakie noem, wat 'n mens terwyl hy daaroor dink, eintlik nie weet nie, maar
per ongeluk ontdek. Ek het dit per ongeluk ontdek. Die hele tempelgeskiedenis van die Ou Testament, reg deur die lang geskiedenis, die offers van die priesters wat hulle daagliks gebring het en die 1 jaar offer wat die hoëpriester gebring het vir die versoening vir Israel, was hulle daagliks besig in die tempel vir die sondes van die volk. En die volk het geleef rondom die tempel, want dit was soort van die sentrum van hulle bestaan. Maar daar het een ding in die tempel ontbreek. In die tempel was daar nie 'n stoel nie. Die priesters kon nie sit in die tempel nie. Hulle moes al die offers bring en voorberei en alles, maar daar was nêrens 'n stoel vir 'n priester nie. Hulle kon rondloop en die offers voorberei en alles, maar daar was nêrens 'n stoel nie. Ook nie vir die hoëpriester wanneer hy eenmal 'n jaar in die allerheiligste ingaan nie. Hulle kon dit net voorberei en dan moes hulle uitstap. En nou kom ons by vers 3, wat die skrywer van Hebreërs sê. En hierdie is die vers wat ons teruglei van die verlede af na die hede toe. Die laaste dae wat God in sy wonderlikheid met ons kom praat om God en Christus bekend te maak. Ek lees dit, ek herhaal dit. Uit hom, dis Christus, straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van sy wese. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy reiniging van sondes bewerk het, het hy aan die regterhand van God gaan sit. Die priester wat die reiniging bewerk het, Jesus Christus, het nou skielik 'n stoel. En watter stoel is dit? Die stoel aan die regterkant van die koning, God die Vader, is die stoel van sy seun wat regeer oor die wêreld. Dit was ook die praktyk in die wêreld dat die stoel wat langs die koning gewees het, was die stoel van sy seun wat hom sou opvolg. Dis die stoel van die kroonprins. Maar Christus is nie net die kroonprins wat regeer nie. Hy's ook die prins wat die reiniging bewerk het vir die wêreld. Daarom mag hy daar sit as die versoener. Want hy het ook die offer self gebring aan die kruis van Golgotha. Die offers is afgehandel en daar word nie meer geoffer na sy offer gebring is nie. Hierdie offer sit op die priesterstoel in die hemel. En daarom sê hierdie teks, hy is die ewebeeld, hy is die heerlikheid van God. Ons kry dit later in die hoofstuk weer, maar nou, waar daar geen stoel was nie, is daar in die hemel vir Christus 'n stoel aan die regterhand van God, want hy het al die werk wat God vir hom berei het, voltooi. Nou kom daar 'n stoel vir die priester koning, en uit hom straal die heerlikheid. En 'n mens kan die woord heerlikheid
amper nie beskryf nie. Want dit straal uit hom uit. Dit straal uit sy hemelse woonplek uit. En al sy boodskappers wat na hom toe kom buig voor hom neer, want die hemelse kwaliteit slaan jou asem weg en hulle kan letterlik nie vir hom kyk nie, want hy is die ewe beeld van die Vader. Ek kan maar dink aan ons, jou kinders is die ewe beeld van jou, die dogters is die ewe beeld van die moeders en die seuns is die ewe beeld van die paas. En soos Christus die ewe beeld van sy Vader in heerlikheid. En niemand kan na hom kyk nie. Daarom is Christus in die hemel die heerlikheid van God self. En hy hou alles in mag, met sy magswoord in stand. Hierdie verwys na die skepping waar alles geskep is in die begin, maar dit verwys ook na die herstel van die skepping. Ons wat deur ons sonde alles verwoes het, kom en hy herstel die dinge deur die vergifnis van die skepping. Want die regterhand verwys na die koning wat regeer en wat sê, nou gaan alles na my wil geskied. Die kroonprins wat regeer word in hierdie Psalm beskryf, en dis 'n aanhaling uit Psalm 2 vers 7, waar daar staan, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword. Betekende, Christus het sy werk voltooi, dit is nou aanhaling in Hebreërs, Christus het sy werk voltooi, en nou is hy weer in die hemel, in sy volheid en sy heerlikheid. En nou word deur die skrif aangehaal om te sê, die skrif word geregverdig, want die skrif word bewaarheid. En wanneer die eerstgebore in die wêreld kom, dis vers 6, sal die engele hom aanbid, die engele wat God dien, sal die seun aanbid. Later staan daar, die troon, o God, staan vir ewig vas, en U laat reg geskied. Hierdie lofpsalm gaan voort, en luister nou, en hierdie kom ook uit psalms, uit Psalm 45. U het die reg lief en haat onreg. Daarom het God u onder groot vreugde tot koning gesalf bo die tydgenote. Luister na hierdie lofpsalm. Daarom het God u onder groot vreugde gesalf tot koning. Hier word Christus verheerlik as die een aan die regterhand van God. Sy onveranderlikheid as die nuwe koning in die hemel. Hy is die een wat sy werk voltooi het en op die regeerstoel in die hemel sit. En wat maak hom so spesiaal? Hy kom sterf vir die sondes van die mensdom. Ongelooflik
Hy sterf aan 'n kruis soos 'n misdadiger. En nou word hierdie lofpsalms tot sy eer gesing. 'n Mens kan jou verstand nie daarby bring dat die woord van die Here hierdie lof aan hom bring nie. En aan die einde van hierdie deel word daar 'n retoriese vraag gevra. Mens kan amper sê 'n sarkastiese vraag. Want daar staan, van watter engel het hy, dit is God, ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Wat is die antwoord op hierdie retoriese vraag? Aan geen engel nie. Dis mos die antwoord op 'n retoriese vraag. Aan geen engel nie. Behalwe Jesus Christus. Daarom, vriende, kan ons net weer teruggaan na vers 3 toe, wat ons in die begin aangehaal het. En na die tema toe wat ons gesê het. Here Jesus is onvergelyklik, buitengewoon, wonderlik. En dan vers 3 van Hebreërs 1. Uit hom straal die heerlikheid van God. Hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van die sondes bewerk het, hy aan die regterhand van God gaan sit. Amen. Ons bid. Almagtige God en hemelse Vader, gereeld wanneer ons u woord oopmaak, word ons verras met die geheimenisse en die diepte van u woord. En vanmôre is dit weer so dat u ons herinner het aan die grootheid en die wonder van ons verlosser Jesus Christus. Gee daarom dat ons opnuut die werk wat hy kom doen het, dat hy kom sterf het, kom ly het, kruis toe gegaan het vir ons sondes, dat ons dit sal raak sien, sal waardeer, sal glo, dat ons harte sal raak, dat ons hom sal eer en dat ons sal onthou soos wat Hebreërs ons herinner, dat hy sit aan die regterhand van u en dat hy bo alles verhewe is. As ons vanoggend saam is en saam bid, dan dink ons aan die hele gemeente met die gemeente se behoeftes oral, Here. Die gemeente wat al oud word, maar die gemeente wat ook elkeen, elke persoon sy eie behoefte aan u toe kan bring en 'n groot verskeidenheid behoeftes. Dankie dat ons voor u kan staan as 'n gemeente in die laaste dae, 'n gemeente wat wag op die wederkoms. En gee dat ons 'n gemeente sal wees wat sal uitsien na die wederkoms. Vader, gee dat u ons sal in 'n mate sal aanraak, dat
ons bewustheid sal kry van u grootheid, uit die nederigheid van Christus, en dat u omgee vir elke mens, klein en groot, nederig en belangrik. In die naam van hierdie wonderlike Here, aanbid ons u en dank.